Liewe broers en susters, jong mense en kinders, liewe oumas, moeders, dogters, ouma grootjies, ook met ons vandag. Inderdaad is Augustus maand 'n spesiale tyd vir ons vroue en ons oumas, moeders en dogters. Ek wil ook net sê, November maand is daar ook dan so 'n maandjie uitgehou vir die mans. So November, so daar sal ons kyk hoe ver ons baard en mustas kan groei. Maar inderdaad is Augustus maand 'n spesiale tyd vir oumas, moeders, dogters, ook spesiaal vir my ook, as ek terugdink aan my oorlede ouma, wie op die 2 Augustus 2015 afgesterf het, op dieselfde dag, juist met haar afsterwe, wat ek tot die besluit gekom het om teologie te studeer, om hierdie roeping te volg. En geliefdes, elke Sondag het ons na kerk by my ouma geëet. By my ouma en my oupa. Elke Sondag na kerk in Wellington. Dit was nou vir jou altyd 'n gebakte Kentucky hoender gewees. Ek wou so maar dit was nie altyd, daar was so 'n lamsbout, 'n skaalbout gesit in die oond, so lekker sappig, lekker sag. Samen met dit is jou Kentucky hoender, dis jou gebraaide aardappel, dis jou soetpatat, dis pompoen. Geen wonder geliefdes het ek net geswel en geswel as kind. Dit was ons 'n weeklikse ritueel wat ons week na week deurgegaan het. Jy gaan Sondagskool toe die oggend, of Sondagskool of katekisasie. By ons was katekisasieklas in die kerk, was reg voor kan Piek en Py. So na katekisasieklas loop ons Piek en Py toe, ons kry 'n donut vir die kerk en ons sit saam, maar vir die katekisante, dis nog nie vir julle beskoor nie. En so het ons gegaan kerk toe, huis toe, koppie teetjie, dan gaan ons na my ouma toe en ons het middagete, en na middagete sal ons die tafel afdek, skottelgoed was, as daar WWE op is, dan kyk ons WWE, dit was nou WrestleMania, wat gewoonlik die 1 uur opgekom het. En dan, as dit nou nie WrestleMania was, dan was dit die vorige Saterdag aan, sy 8 uur movie, wat ons gekyk het. En, tesame met dit, hopelik ook 'n nagereggetjie, 'n malva pudding, lekker sappig met jou kasten, warme, gemaakte kasten, nie die bokskasten. My klonte moet ons so leer. Nou so sal dit gaan en dan sal die ander familie nog stuk vir stuk bykom. Dit was nog net ons gesin by my ouma, dan kom die ander familie stuk vir stuk by. My auntie sal dan nog altyd sy groet, middag, dan sien ons net sy verdwyn in die kombuis, dan gaan kyk sy of daar nog haar boutjie in is, in die pad. En so gaan dit gaan hier 4 uur die middag se kant, dan word die koek en teetafel nou oopgemaak. Maar tesame met die koek en teetafel word die domino tafel ook oopgemaak. Vir die jeug, dis nou waar ek van kleins af begin 'n domino speel. Geliefdes, ek het die jeug tot in depressie aan gedoen. Hulle wil nog nie meer saam met my speel. Later in my jare het ek ook nou 'n goeie party bygekry, wat baie kwaad raak vir my, want ek vergeet soms van my pa. En sy speel baie op wat pos. So sy herinner my, sy speel nie vir jouself, sy speel net vir my. So dan sal ons nou die koppie tee, die koek en teetafel het, jou wortelkoek, jou pepermentteert, jou melkteertjie, en dan nou 'n koppie tee daarby, en dan nou die dominos wat daarmee te saam gaan. En altyd saam met dit praat ons oor die kerk. So van vroegdag af al praat ek oor die kerk op 'n Sondagmiddag langs die tafel met my ouma, my oupa wat op die kerkraad was, en broers en susters, as my ooms ook benoem was aan die kerkraad, dat ek ook gesê, my oom, jy weet hier op die kerk, hoekom sal jy op die kerkraad? Tot vandag kyk hulle my so skuins aan, dit sal te opwerk is. Nou dan sal ons nog sit, tot en met hier 7 uur die aand, so 7 o'clock die evening, dat is nog na WWE Raw 5 uur opgekom het, en het was altyd 'n bekleierery, kan ons WWE kyk, die kinders, of gaan ons 7de land se omnibus kyk. En altyd het ons as kinders gesê, julle kyk heel week 7de land. Die een dag wat ons nou wrestling wil kyk, dan wil julle nou weer 7de land kyk. Net om te kan sê, hulle gaan nou dit sê. Kyk
Nou daai het my ouma sal altyd gesê, los die kinders dat hulle WWE kyk. Maar hier sien weer hier aan, dan begin nou weet ons nou, dis nou tyd om huis toe te gaan. En hoe weet ons geliefdes? Ons hoor net my oupa maak die vensters toe. Wap! Hy gaan soos 'n militêre soldaat stap hy van die een venster na die ander venster. Hy kan hom saggies toe maak, maar hy laat hom so klap. So dan weet ons ook nee, die oom is nou opvat. Is nou tyd om huis toe te gaan. Maar as 'n kind begin te dink jy nou, by die huis. Jy het heel naweek kans gehad, maar die huiswerk wag nou nog eens. En daai broek moet nog gestryk word, 2 broeke vir die hele week, en 'n paar hemde, en die pullover ook nog. Ek was baie netjies, ek nog ek het soos jy kan sien tot vandag, hoe my taai is op. Gister was daar genoem, by die vrouedag, aan die mans, jy moet begin bykom by hierdie vrouedag hyties. Want hulle praat die wonderlikste dinge. Oor was nog by die woord. Tjeska het nog gepraat oor Genesis. Later aan gehoor ons hou van 'n man in 'n uniform. So wat jongens dan moet jy jou uniform reg kry. En die graashoppers moet so gesang word met die soelkous ook nog wat hy lekker blink. En nou hierdie een aand geliefdes, 7 uur met oupa slaan die vensters toe. Ons moet nou gaan. En ons gaan en ons ry. En daar, soos jy kom naby Wellington begraafplaas, daar is nou checkers aan jou regterkant, Wellington begraafplaas aan die linkerkant, die ou wat so voor jou, maar so lekker draai wat so gevat. En ons ry, en ons sien hier aan die agterkant, is nou interessant dat dit 'n rooi Toyota is, se ligte wat anders is. Want aan ons agterkant sien ons hier kom 'n rooi Toyota Corolla Bubbleside vinnig aangejaag. En ons wonder wat gaan nou aan. En ons nou so aan ons regterkant kyk. My pa ry nou en ons kyk aan ons regterkant. Toe is nou my auntie en haar man, my oom wat ry en hulle kom verby ons regs langs ons en ons kyk aan ons regterkant en my auntie lê amper half uit die kar uit. Hou wonder ons wat gaan nou aan. Sy lê en sy skree vir ons van oor die kar. Julle het Stefan vergeet by julle ouma. Nou broers en susters, tot vandag toe wil ons graag weet. Sy kon net my broer in die kar te lei en laat hom nageloop. Maar sy voel nou om agterna te ren, uit te skree, dat ons nou weer terug moet gaan. Tot daar, ry ons maar nou weer terug, en ons dan kry my broer, maar my ma en my pa voel so amper vernederd, so skaam, en daar kom ek, hoe het hulle nou van my broer vergeet? Inderdaad, hy sal nog die oudste ook. En ek, mama se babietjie, ek sit net knap. Nou geliefdes, ek wil amper my verstind om te vra, ek gaan nie vra jy moet hande opsteek, wie het al u kind vergeet? By die skool, by die winkels, dat gebeur soms. Geliefdes, my pa was 'n polisieman, my ma was 'n verpleegster, ek en my broer het soms lang middag gewag na rugby oefening of cricket. Hande kom hulle dan nou uit. En dis is soms die realiteit, dat jy so oorweldig is soms met 'n taak wat op jou wag. Jy is so oorweldig met wat die week vooruit moet gebeur. Jy is so oorweldig oor al jou verantwoordelikhede en verwagtinge en take wat jy moet doen, dat jy die eenvoudige ding gebeur, jy vergeet jou kind. In this moment, I can only imagine how Joseph and Mary must have felt in that moment. They have this big task, this big responsibility to take care of the Son of God, the Messiah, the Christ, and they forget him at the temple. In this moment, we see a human element in the episode of Mary, Joseph, and Jesus in this family. This is the last episode before Jesus will become, because we only read in the Gospel of John, Jesus is born, the infancy narrative. Then we have the short episode where he is 12 years old. And after that, the introduction of John the Baptist. And then Jesus is baptized as well. And then we find Jesus as a young adult in his ministry. We do not often see the lifespan of Jesus as a child. We have this one episode where Joseph and Mary forgets him at the temple. En hier is 'n baie menslike element
element daarvan. En Josef en Maria vers 41 sê, dat hulle soos die gewoonte was, jaar na jaar, het hulle met die kindjie gegaan na die tempel. Every year, Jesus' parents went to Jerusalem for the festival of the Passover. They were devout, religious, they were righteous, and they were faithful. They tried to raise Jesus in the house of the Lord. But in the scene, we find a human element that we can perhaps relate with. Even when you try your utmost best as parents, sometimes you make mistakes. Sometimes you come up short. Not because you are inadequate, not because you are bad parents, but because you are human. And raising a child is difficult, and it is a complex task that many times overwhelm you as well. Many times you have your career, you have your expectations in the marriage as well, between your loved ones as well. There are certain expectations as well. You have your friend group as well. You still have certain dreams that you want to achieve as well, but you are parents as well. It's a difficult task, sometimes which overwhelm you, and in the slightest moment, sometimes it brings you to tears. Ek kon nie dit doen, of ek het dit al vergeet. But even in this crisis moment, something beautiful transpires. Joseph and Mary immediately start looking for Jesus among their relatives and their friends. And only after 3 days they find him in the temple, sitting among teachers, listening to them and asking them questions. In this moment, for the first time in the Gospel of Luke, Jesus steps into his purpose as the Son of God, and we see the early signs of him in his ministry. As a 12-year-old boy, we find him in the temple of the Lord, talking to leaders, talking to synagogue leaders, talking to Pharisees, talking to those who abide by the law, who are faithful to the law, and he is providing insight and wisdom unto them. As a 12-year-old boy, he becomes an active participant in God's plan for his life, asking questions in the house of the Lord, sitting among leaders, serving them with wisdom and insight, that they stand in awe and amazement at what this 12-year-old boy can do. He is able to be comfortable in the house of the Lord as a 12-year-old because his parents ensured that he regularly attended the house of the Lord. That's why he could be in that safe space of the house of the Lord, because it was not unfamiliar to him, because his parents ensured that he faithfully grew up in the house of the Lord. Sedert 'n jong ouderdom reeds het hulle hom geleer om saam hulle na die huis van die Here te gaan. Nou geliefdes, hierdie Josef en Maria kon gedink het, hierdie kindjie is aan seun van God. Hierdie kindjie is dan die Messias wat beloof is. Hierdie kindjie is dan die Christus. Wat 'n werk hoef ons dan nog te doen? Maar steeds het hulle die taak op hulle self geneem om te verseker dat hy in die huis van die Here gegooi word, om te verseker dat hy weet wat dit is om die Here te dien. Selfs al is hy die seun van God, hulle het verseker dat hy weet wat dit is om die Here te dien, deur die voorbeeld wat hulle aan hom gestel het. Hulle het hom geleer daai geestelike dissipline om op te gaan na die tempel van God. Hulle het hom geleer daai ritme, daai geestelike ritme wat dit is om op te kom na die huis van God. Hulle het aan hom daai voorbeeld gestel, broers en susters, dat hy kom van 'n huis wat God getrou dien. Hoe sou dit uitdraai as hulle net aanvaar het, ja, hy is die seun van God. Here, u het hierdie kind aan ons toe vertrou, doen iemand nou u ding, en ons staan terug. We just stand back and we allow you. No, they also had a role to play in educating him, in trusting him, in praying for him, in learning, in teaching him what it is to be a child of the Lord. Selfs al is hy die enige gebore seun van God. En broers en susters, dit was nie hulle alleen nie.
Maar daar word ook melding gemaak van familie en vriende. Die 1953 Afrikaans vertaling sê, die reisgeselskap. Toe hulle wonder, waar is hierdie kindjie? Toe nader hulle die reisgeselskap, die mense wie saam hulle op die pad was na die tempel. Who is walking with you to the temple of the Lord? Who is walking with you on this faith journey? Who is walking with you in raising your child in the ways of the Lord? Because, na wie toe gaan jy keer as daar die kind dalk afdwaal? Na wie toe gaan jy keer as daar die kind dalk in 'n verdrukking of in 'n duisternis sit of oorweldig is met die versoekinge en uitdagings van die lewe? Wie is jou reisgeselskap in die weë van die Here, broers en susters? Wie bid saam met jou? Of is dit 'n reisgeselskap wat net daar is vir die lekker tye? Wat net die geskenke bring vir die baby showers en dan sal hulle ver weg. Wat net daar is vir die verjaarsdag en dan 'n 50 rand in die handstop. Hoe ankel sien jy of jy volgende jaar? Wie is daar met jou op die pad om jou kind te leer wat dit is om groot te word in die weë van die Here en selfs dit ver op tye? Nee maar my kind, jou ma en jou pa het jou mos nie so groot gemaak nie. Ons weet mos, dis nie wie jy is nie. Soms verg dit vermaning, soms verg dit om daar te staan as die ouers, as jy sien, daardie ouers is moeg, afgemat, uitgeput, die kleintjie is heel nag wakker, hulle kry nie slaap nie, hulle is fisies, geestelik, emosioneel uitgeput. Wie is die reisgeselskap wie hulle hande vat en sê, rus net so 'n bietjie, ons is nou hier. We will take care of him. Just go sleep for, even if it is just 2 hours, we will be here. En as die kind nou in die blou van ons gebeurte skree, dan sal ons hom nader. In daardie tyd van nood, waar Maria en Josef nie weet waar hul seentjie is nie, keer hul, soos baie van ons ouers, na hul familie en hul vriende en na die tempel van God om te kyk waar is ons kind. Today we have our mothers, we have our daughters, we have our grandmothers here as well. Many times it is that community wat saamkom, wat saam bid, wat mekaar se laste dra, wat mekaar se sorge dra, wat saam met mekaar staan. Maar in ons gemeenskappe is daar ook baie gevalle waar die ma, die ouma en die dogter ver weg van mekaar staan. Geliefdes, in this moment between Mary and Joseph, between the temple of the Lord and the family and friends of Joseph and Mary, we see a faith community, we see a caring community, we see a compassionate community in which Jesus finds himself as a young 12-year-old boy. That speaks of the faith community, the caring and compassionate community which every child deserves in this life. Dat hy kan weet as hy kerk toe kom, ons mag nie bloedverwant wees nie, maar hier is 'n oom, hier is 'n auntie, hier is 'n suster, hier is 'n broer, wat ons so lief het, soos sy eie moeder en vader hom liefhet. Dat hy weet, hier is 'n veilige ruimte in die kerk, waar hy soos Jesus sy vrae kan vra, waar hy soos Jesus ook kan 'n bietjie uitdaag, wat Dominee gesê het Sondag, waar hy 'n bietjie sy vrae kan vra. Dominee, ek worstel met of die Here bestaan, kan u my help daarmee, dat ons so 'n ruimte is, waar ons kinders kan welkom voel, met al die vrae wat hulle sit, laat ons nie hulle wegwys, laat hulle vrae daar buite vra nie, maar laat hulle hier, hulle vrae kan vra. Dit spreek van die verantwoordelikheid wat ons as kerk van die Here het, om nie hier in hierdie heilige ruimte, waar God teenwoordig moet wees, ons kinders afbreek nie. Ons kinders wegjaag nie. Ons kinders swak maak nie. Ons kinders se selfvertroue en selfbeeld afbreek nie. Want as hulle nie hier kan tuis voel nie, waar gaan hulle dan tuis voel? We have the God-given responsibility, the sacred responsibility, so that a 12-year-old boy, even though his parents might not be here, can feel safe in the house of
the Lord. How beautiful is it that that space is created for Jesus? Because when a 12-year-old boy also does not see his parents, he might fear as well. He might be anxious as well. As jou kind verlore raak in die groot kind Hellweg of Tigerweg of Waterfront, hulle sit ook met vrees, hulle weet ook nie waarheen om te gaan nie. But Jesus has the confidence to remain in his Father's house because he knows spiritually this is his Father's house. This is the place where God meets with God's people. He can live out himself in God's holy temple. Geliefdes, ons moet toelaat dat ons kinders vra hulle ook dominee van China. Al moet dominee ook nou woensdag aan hoor, ons as kapisante het rolmodel bespreek. Onder meer was Nelson Mandela genoem. Sia Kolisi was genoem. En die een groep noem toe, you sir, you are our role model. Nou wil ons allemaal in loop weet, nou waarom? Nou sir, you are handsome. Nou denk ek, dat ek dis in die moment, die feit is hier in, maar ek voel ook 'n bietjie. En dan sê, at a young age, sir, you decided to follow the Lord, not as your peers, to go drinking and go partying. Ek voel, okay. Maar toe, broers en susters, die laaste keer. Toe hoor ek nou die eindelike rede. But you, sir, you have a beautiful life. Ek was maar net so op die pad geneem. Daar was 'n eindelike rede wat hulle voortgehou het. But there's beauty in our children, in our high school learners, in our teenagers, in our young adults, having a space where they can ask their questions, where they can say, where we can just have conversations and build relationships. Where it's not simply having a relationship, a disciplinary relationship, waar ons net vir jou sê wat jy moet doen. Waar hulle ook vir ons kan sê wat hulle van ons verlang. That is the space that is created in the holy temple of the Lord. When Jesus as a 12-year-old boy could realize, could fulfill his purpose on earth, where he can step into his purpose. Vandag doop ons 'n kindjie. En so baie van ons ook hier gedoop is as kind. Ons het geen verstand op daardie jong ouderdom van wat die doop behels nie. Maar die saadjie word geplant en die Here kan trol ons in en die Here eien ons toe as sy eie en die ouers en die getuies en die familie en die geloofsgemeenskap sit met die verantwoordelikheid dat daardie elke kindjie wat gedoop word groot word in die weë van die Here, that they can one day, maybe not at 12 years old, maybe at 7 years old, maybe at 18 years old, maybe at 15 years old, can realize their purpose in life because they have been sown the ways of the Lord in the house of the Lord, and they have been taught in the house of the Lord to grow in faith and grow in courage, grow in their belief and grow in the Lord, knowing that there's a community with their parents, with their family and friends, and with all the faithful believers here today that prays with them and that is with them. Hoe mooi sal dit dan nie wees nie, geliefdes. Elke kind wat gedoop word en elke kind wat groot word, dit soos sy Jesus van 12 jaar oud, dit kan besef. En geliefdes, jy mag dalk al ouer as 12 jaar wees, ek mag al dubbel 12 jaar wees of 3 dubbel of al in gevorderde jare. Maar die Here kan steeds wondere in u lewe opdoen. Want niemand is te jong nie en niemand is te oud, dat die Here steeds sy goeie werke kan openbaar aan een en elkeen van ons nie. And I want to end with the words with which we began. Ephesians 2 declares,
You are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of this household, of His household, of God's household, built on the foundations of the apostles and prophets, with Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. In Him, the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in Him, you two are being built together to become a dwelling in which God lives by His Spirit. Die vraag is, geliefdes, hoe sal ek en u bydra tot hierdie heilige tempel van God? Amen.